Heel lekkerste van Saartjie is, Saartjie het altyd 'n oplossing gehad vir elke probleem. En om Saartjie te speel het my geleer, dat maak nie saak wat op jou pad kom nie. Jy kan altyd 'n avontuur daarvan maak en jy kan 'n oplossing gaan vind. O ja, ek het al die Saartjie boeke gelees. Eintlik toe ek baie jonk was al, my ma het my vroeg leer lees op 3. Want ek wou nie baie lekker stil sit nie. So dit was maar 'n manier om my stil te kry. En ek het die Saartjie boeke gelees nog voor ek skool toe is, het ek deur die hele reeks gewerk. En toe ek nou voorbereiding tref omdat daar 'n moontlikheid is om Saartjie te kon speel, het ek weer al die boeke gelees en ek was baie mal daaroor. Saartjie boeke het nie net lekker gelees nie, maar die avontuur het in jou kop aangehou beweeg, lank nadat jy die boek al neergesit het. En dit was gesonde avonture. En dit het 'n ou geleer om hierdie wêreld te skep in jou kop. En met improvisasie, jou wêreld baie ryker te maak. Ek kan vandag nog met Saartjie assosieer. Jy kan met Saartjie assosieer, want sy's 'n rabbedoo. Sy's 'n meisie met energie, met passie. En natuurlik het sy die gewone uitdagings wat die lewe jou nou maar bied. Kyk, sy het mos altyd op die blokke gespring. En sy was altyd te bang as sy aan 'n lyntjie raak om sy weer van voor af begin het in die oggend as sy skool toe gaan. En daai blokspring ding was so groot obsessie tussen my en al my vriendinne daai tyd. Dat ons vandag nog, jy weet, as daar 'n blok is iewers, dan sal jy nie op die lyntjies trap nie. Jy kan nou nie meer hopscotch nie, want jy's baie keer op baie hoë skoene deesdae, maar jy is nog baie versigtig dat jy nie op daai lyntjies trap nie. En dan het sy natuurlik die uitdagings gehad soos haar boetie Apie wat haar altyd kom pes. Hy het haar altyd afgepers en hy wou altyd haar sakgeld uit haar uit afpers op een of ander rowwe manier. En wat baie dierbaar is ek het verskriklik baie briewe ontvang. Dit was nog die dae wat mense briewe geskryf het vir jou, bewonderaarsbriefies. En gereeld het die kindertjies vir my geld gestuur, R2 note en gesê, hulle is so jammer om te sien dat Apie nou alweer my geld gevat het hierdie week en dan stuur hulle vir my 'n geldjie aan. So ek het baie sakgeld gekry die Saartjie boeke uit. Om 'n rol jou eie te maak, kom nie net natuurlik nie. Dit vat harde tegniese werk. Jy sal byvoorbeeld na 'n karakter kyk. Jy sal lees wat sy moet sê, dan leer jy nou wat sy moet sê uit jou kop uit. Maar daarna gaan jy baie dieper in hierdie karakter in. Ek wonder of sy geëet het voor sy hierdie toneel geskiet het. Ek wonder of sy dalk honger is. Ek wonder wat het deur haar kop gegaan die dag toe sy die toppie gekoop het wat sy aan het vandag. Hoe voel sy oor die tafeldoek wat haar ma vandag oor hierdie tafel gesit het? Want dit is alles fasette wat deel is van ons hele prentjie as mens. En jy bring al daai laagies in by 'n karakter. En dan maak jy dit jou eie. En dan natuurlik skakel jy so 'n bietjie in die droomwêreld en jy gebruik ook jou gedagtes om die karakter te vind.